En die moedertaal van die digter, ek sê ja, julle weet, dit werk al so 'n bietjie op hier in 'n mens. En hulle vra dit, en dan kombineer hy nog in Afrikaans, en dig hy nog in Afrikaans gaan we aan. En skielik, ek weet nou nie hoe jy verstaan Duits nie, ek sal dit vertaal. Skielik kom hier so 'n stem uit die massa uit. Mein Gott, was für eine schöne Musik aus dem Busch. Wat is dit die wonderlike musiek nie maar uit die bos. Toe sê ek so eintlik 'n bietjie opgewek en ek ondraai nie. In elk geval, ek het ook nooit heimwee in Europa gesing. Want dit was nou die een lied ek ken wat my regtig my land was. En ek sal nooit vergeet nie, ek het die een aand besluit afgelaat. Jy is nou al lang genoeg hier, jy kan het beheer. En ek het toen na die aand my lieder aan begin met Italiaanse liedere, toe Engels, toe Afrikaans, pauze, en toen na die pauze al die Duitse liedere. En toe ek by heimwee kom, toe ek so in die middel van die lied is, toe, nou ja, toe raak die trane bietjie oorweldigend en ek staan. En ek dink, nou is jou loop aangewerk. En toe ek so opkyk en gehoor dat hulle allemaal, die vertaling natuurlijk van hierdie 3 groepe, was in die program geweest. Toe sit allemaal in die groepe. Dis reg, maar ek het nie weer daar gesit. Die snaakste ding natuurlijk gebeur, ook toe ek teruggekom in Suid-Afrika, toe het, ek dink, meneer Van Wyk was nog die hoof van UNISA, toe sy vrouwele, daar so opentgaande dames op een hele groot saal, vol mense, vol vrouwens, dames natuurlijk. En ek het toen nou daar gesing, en toe maak ek ook die fout om te sing Wienstad by die troon. Nou ja, die keer het ek nie gehuil, maar ek het hom baie sleg gesing. In elk geval, het was net vir my wonderlik om te doen te hê met die FHK. Dit was, ag ek weet nie, dit is maar ons almal se moedertaal en dit is toch 'n wonderlike taal. En ek onthou toe ek in die beginjare teruggekom het op toere deur Suid-Afrika. Een keer dit was nou, ek dink dit was Louis Wordom, of het kan Portugies wees, ek sien heeltemal seker. Toe het ek ook Afrikaanse liedere ingesit, en toe staan nou van die kritisie wat ongelooflik vies was daar, maar ons het gekom om opera te hoor, nie om Afrikaanse liedjies te hoor nie. Nou ja, dit het my natuurlijk nog meer verhard, nee. En die eindelike idee, hoe ek nou op die Afrikaanse liedere gekom het, ek moet dit met julle deel. Toe ek in Londen aangekom het, en nog op pad Wene toe, ek is nou nog nie daar nie. Toe het Victoria de Los Angeles een aand 'n wonderlike uitvoering gegee. Dit was in die voorportaal van die operahuis. En die eerste helfte was toe nou Duitse lieder ensovoorts. En na pauze, toe kom sy met die vertaal op die verhoog aan, dink dit so onder haar voet, en sy begelei haarself en sy sing toe Spaanse liedere. Die stem wat toegesing het en die vrou wat toe daar gestaan het, was heeltemal iemand anders as die ene voor pauze. En ek het toe net besluit, okay, Afrikaans, hier kom jy. Ek gaan ook, want dan gaan my eie ek, myself soos ek is, ook uitkom in my taal en in dit wat ek vir my sê. So dit was vir my eintlik wonderlik, om alles nou, ek praat nou weer te veel. Dit is vir my verskriklik lekker. Ek het dit nou nooit verwag nie. Vanoggend dat ek net hierdie oggend is nou vir my regtig 'n verrassing, ek moet sê. Ek het dit nie verwag nie, ek waardeer dit ongelooflik. Wat kan 'n mens meer sê? Is dat dit vir my wonderlik is hierdie drietjies wat opgetree. Julle is pragtig en julle moet aanhou hoor, nie ophou nie. En onthou een ding, ek het dit gisterand ook vertel. Ek het vreeslik gewen op die kunswedstryde. Mimiek, komische voordrag, gewone voordrag, samenspraak, alles. Ek het altyd die beker gekry vir die meisielike, of vir die ene wat by die meeste punte vir haar skool ingesamel het. Maar ek het nooit sang gewen. Nooit! En my pa het altyd gesê, ek gesien as ek op die verhoog loop, as ek so half blauw om my mond, want nou is ek seker, ek gaan nou wen. Nou goed, dit gaan nie daaroor om te wen of nie te wen nie, dit gaan daaroor hoe jy dit sing, hoe jy dit vir die mense gee, hoe hulle dit geniet wat jy vir hulle gee, en of jou siel daarin is, of jy dit alles voel wat jy. So onthou nou wat ek vir julle sê, hoor. En dan wil ek nog 'n ding vir julle sê wat my ou sangonderwyseres altyd vir my gesê het.
Jy moet onthou, want dit geld vir alle beroepe hoor. Jy moet nou onthou, 'n sanger is soos 'n stoel. Daar's 4 bene. Ambisie, deursettingsvermoë, intelligensie en talent. Is een van daardie 4 nie daar as jy van die stoel nie staan nie. So onthou nou wat ek vir julle gesê het. En dan baie dankie dat julle na my geluister het en ek waardeer dit verskriklik en julle almal die moeite gedoen het om hier dan te kom. Baie dankie.